Wie ek in die spieël sien en hoe ek oor daardie persoon voel, bepaal tot 'n baie groot mate hoe ek kyk na God, na ander mense en na die wêreld rondom my. Ek is amper doodseker dat elke keer wanneer Saggeus in die spieël gekyk het, het hy nie gehou van dit wat hy sien nie. Want dit maak nie saak hoe dikvellig of gevoelloos jy is nie. Die Gees van God bly nog steeds in jou en hy herinner jou die heeltyd dat jy nie op 'n plek is wat hy vir jou wil hê nie. Hoekom dink jy groei 'n ystervarkpenne? Die antwoord is natuurlik om homself te beskerm. Net so begin ek en jy en het Saggeus ook begin om ystervarkpenne te groei om homself te beskerm. Een van die penne wat hy gegroei het was mag. Hy het gereken, as ek daarom onder autoriteit en onder gesag van die Romeinse Ryk werk en saam met hulle werk, dan kan ek daarom 'n paar manne wat my gas gegee het toe ek klein was, op hulle neuse laat kyk. Wanneer jy vanuit 'n stikkende binneste leef, dan onttrek jy en ek al hoe meer en word ons geïsoleer sodat ons nie weer hoef seer te kry nie. Daarmee saam hanteer ons ook mense op so wye afstand en ons kyk hulle maar goed deur voordat ons so bietjie nader beweeg of hulle nader aan ons toelaat. 'n Verdere probleem met 'n gekneusde binnekant is dat dit soos 'n magneet werk. Dit trek net nog 'n klomp moeilikheid aan na jou toe, omdat ons dit so in die onderbewuste eintlik verwag om na ons kant toe te kom. Verder veroorsaak dit ook dat ons nie dinge kan sien, dinge kan hoor vir wat dit is nie. Ons begin om alles te interpreteer vanuit ons seer van die verlede en dan begin ons aannames maak. Daai ding wat hulle in Engels noem assumptions. Die oomblik toe Saggeus Jesus ontmoet het, het daar iets wonderlik gebeur. Ewe skielik, omdat Jesus hom raak gesien het, sy naam geken het, bereid was om by hom te eet, hom nie gesteer het aan wat die mense sou sê nie, en bo alles vir Saggeus ook gesê het, maak nie saak wat hy gedoen het nie, hy bly 'n seun van Abraham. Dit alles het daartoe gelei dat Saggeus gekies het om vir die res van sy lewe te leef vanuit dit wat God oor hom sê en om daarmee saam die ou Saggeus te begrawe. Hoe het hy dit gedoen? Hy het gaan regmaak. Jy sien, daar bestaan nie soos goedkoop genade nie. Ek en jy kan nie maar net droog maak en dan vanaand net vir God vra, Here vergewe en dan's alles reg nie. Nee, Jesus sê, ek en jy moet regmaak waar ons droog gemaak het. Want dan begin al hoe meer mense in ons lewens die nuwe ek en jy sien. Mag die Here vir jou ryklik seën. Gaan leef vanuit dit wat Jesus oor jou sê.